dis vir my baie duidelik, julle wat nou vroeër gesê het, dis lekker vir 'n Amerikaanse boer om 'n Suid-Afrikaanse boer op sy plaas te hê, want hoekom? Hardwerkend. Ons is nie bang vir 'n bietjie hard werk nie. So, Jan Albert, ek wil eintlik by jou weet, wat is daai goed wat ons as Suid-Afrikaners dalk nie weet om in Amerika te gaan boer? Daai fisiese, praktiese goed wat jy moet aan gewoond raak, goed wat jy dalk glad nie verwag nie. Is daar so 'n paar goedjies wat jy dalk weet nie, wenke kan gee of stories kan deel van goed wat vir jou ongelooflik was toe jy dit sien? Die eerste ding wat ek opgelet het, toe ek geland het en ons was op pad na die boer se plaas toe, was dat elke huis in hout was. Daar's nie mure nie. Die bakstene nie. Daar's die bakstene nie. Dit is vir my so snaaks geweest dat daar nie eers white picket fences wat hulle so baie lief is vir in Amerika. Daar's nie eers van dit nie. Ja. Die honde en alles hardloop rond. Dit was vir my baie snaaks, vir my baie mooi. Dit is verskriklike hoë bome. Ja. Maar as dit kom nou by waar jy bly en hoe jy werk, dit het meer gedraai oor kan jy saam met ander Suid-Afrikaners lewe. Dis 'n baie belangrike een, want jy moet met hulle bly en jy moet met hulle werk, so jy moet oor die weg kan kom met hulle. Ek het nie 'n groot probleem met hulle, sover wat ek nou vir die laaste 6 jaar in Amerika was nie. Maar dit is 'n aanpassing om van gemaklikheid na om 'n hele huis te deel met een yskas. Ja. 8 ouens in een yskas. Ja. Dit sou ek sê is 'n groot aanpassing. Ja.